Haar blerrie buurman, episode 2. Ek kan nie glo dat jy dit regtig doen nie. Vir die afgelope maand al wag ek vir jou om jou bedanking terug te trek. Erken Elzaan se senior vernoot en baas by die praktyk tydens die lewering van haar afskeidsboodskap. Jy kan nog steeds van plan verander. Dit is min of meer dieselfde woorde wat Elzaan die afgelope maand by Benny, haar ouers en hulle gesamentlike uitgebreide vriendekring gehoor het. Elzaan glimlag maar net. Dankie, maar nee dankie. Sy is dankbaar dat die laaste kuier met haar gewese kollegas by 'n teetuin oor middagete plaasvind. Daar is nog 'n paar stukkies wat sy moet gaan pak. Vroeg aand sal sy haar ouers en Benny daar by hulle grootwordhuis gaan groet. Ma en pa se huis van al die jare. Haar mense hou mos nie van verandering nie, maar Elzaan kan nie meer wag vir haar nuwe uitdaging nie. Sy het nie eens 'n knop in haar keel toe sy groet nie. Haar ouers sal mos altyd in hierdie huis wees. Ma se Malawiese kok van altyd af sal ook daar wees en die kos sal dan uit die boeke wees, soos wanneer sy vir hulle kom kuier het. 3 gang maaltye. Dit sal net so wees wanneer sy weer kom kuier. 8 uur is sy terug by haar huis, bad en kruip vir die laaste keer hier in haar bed. As alles uitwerk soos wat sy hoop, is die treklorry môre deur die oggend daar om haar besittings op te laai. Al was sy vroeg in die bed, voel dit vir haar asof sy glad nie geslaap het nie, toe haar huishulp Anna haar 6 uur uit die bed opjaag. Snaaks, dat dit die enigste ding is wat haar die afgelope maand 'n knop in die keel gegee het. Die feit dat hulle twee mekaar dalk nooit weer gaan sien nie. Sy pink 'n traan onder die stort weg en verf die verdoemende getuienis daarvan 10 minute later met gremering toe. 11:30 is die treklorry toe daar en met 7 manne wat laai is die huis in 'n japtrap leeg. Sy gaan laai vir Anna met 'n reuse pak kaas en 'n eislike afskeidsbonus by die taxi af en daar stroom die trane weer. Maar hiervandaan sal sy sterk staan, want sy is nou by omdraai verby. Elzaan is nog besig om haar naweek sak en 'n paar laaste goed in haar duur Mercedes C-klas te laai, toe die eiendomsagent daar opdag om die huis se sleutels namens die nuwe eienaars te ontvang. As daar al ooit 'n perfekte koop- en verkooptransaksie was, is dit die een tussen haar en die nuwe intrekkers van haar huis, besluit Elzaan toe sy net na 2 in die pad val. Maar helaas, ook so met die reuse, rotsvaste huis wat daardie kant wag. Haar nuwe vesting teen die aanslae van die lewe, haar hawe, haar toekoms. Die aankoop daarvan het ook glad verloop. Die huis behoort spoedig op haar naam geregistreer te wees. Oor ongeveer 2,5 uur behoort sy haar nuwe bestemming te bereik. Behalwe dat het net aan die kant Middelburg saggies begin reën en het voel asof alles van daar af teen stadige spoed begin gebeur. Wanneer die GPS sal laat verstaan dat sy ongeveer 5 km van waterval boven is, laat weet sy die eiendomsagent dat sy naby is. Hy is veronderstel om haar by die afdraaipad te ontmoet om haar na haar nuwe huis te neem. En daar wag die man ook, onder 'n sambreel en met 'n dik jas aan, want nou sous dit. Elzaan sit daar flikkerlig aan en draai van die pad af om agter die man se plat BMW stil te hou. Hy kom haastig nader. Elzaan Weppener, neem ek aan. Ek hoop jy het 'n warm baadjie saamgebring. Meneer Basson, bly te kenne. Hier is 'n trui en 'n windbreker iewers in my kar. Hoe het dit gebeur? Sy het Johannesburg in 'n wonderlike soel herfsmiddag verlaat en pas in die Suidpool aangekom. Haar tande klap en sy het haar vensterskaars halfpad laat sak. Trek maar aan wanneer ons daai kant uitklim. Net voor ons gaan, moet ek jou waarsku, daar het 'n klein probleempie ontstaan. Basson waai met die hand en glimlag terselfdertyd gerusstellend. Goed, dit is daarom nie heeltemal 'n probleem nie. Vir iemand soos jy, net 'n lastige situasie.
Hoekom kry sy skielik die gevoel dat haar handboek perfekte eiendomstransaksie en idylliese plattelandse droom op die punt is om 'n vreemde wending te neem? Ek luister. Dit gaan oor die elektrisiteit. Jy sal dadelik moet werk maak van die agterstallige munisipaliteitsrekening, want hulle het toe die elektrisiteit afgesny. Het toe afgesny, asof sy dit moes verwag het. Wanneer en hoekom? Was dit nie jou werk om my daaroor in te lig nie, meneer Basson? Maar ek doen dit mos nou. Al het dit 'n rukkie terug gebeur. Maar wat sou dit jou gehelp het? Jy was mos nie hier nie. Die rede is omdat meneer Stein opgehou betaal het. Maar jy moes my juis dadelik ingelig het. Dit is iets wat ek met internetbetalings en 'n paar e-posse kon uitsorteer, voordat ek hier na toe gery het. Ek het nou nie so daaraan gedink nie. Gedog jy sal dit maar hier kom doen. Ek is nog van die ou skool, onthou. Het in elk geval gehoop dat jy vroeër in die dag sou aankom, maar typies julle jonges, seker alles gelos vir die laaste oomblikke. Nou moet jy maar môre aandag gaan skenk daaraan. Wel, soos die ongeluk dit wil hê, moes ek nog werk tot op die laaste dag van die maand. So wanneer laas het die vorige eienaar betaal? En wat van sy deposito? Meneer Stein moet seker sy deposito terugkry sodra ek myne betaal het. Nee, hy het blykbaar klaar sy deposito verbeur. Die man tel op sy vingers, verkeerde kant toe, agteruit. Ek vermoed hy die laaste keer betaal, voordat hy na die aftree oor toe is. Dit beteken, jy skuld die munisipaliteit 'n hele paar rand. Nee, nie ek, nee. Meneer Stein moet eers sy agterstallige gelde vereffen. Het die prokureur nie seker gemaak dat al meneer Stein se skulde afgehandel is, voordat hy sy geld uitbetaal het nie? Dit is mos standaard prosedure. Ja, dit is standaard prosedure, indien dit pertinent so in die kontrak geskryf staan. Maar ek glo nie dit was so gestipuleer nie. Om die waarheid te sê, ek dink daai stukkie inligting is uit die kontrak gehaal. 'n nare, sinkende gevoel. Elzaan weet nou hoekom sy eintlik die kontrak vir haar pa of ma moes gegee het om deur te gaan. Hulle sou nie so iets laat deurglip het nie, maar sy was mos slim en kastig onafhanklik, wou iets bewys. Dit kom nou van haar geheimhouding met iets so belangrik. Meneer Stein skuld steeds die geld aan die munisipaliteit, probeer sy weer. Iemand het duidelik nie haar kontrak behoorlik deurgelees nie. Klousule! Basson frons diep om te probeer onthou waar daardie punt in die kontrak gestipuleer is of uitgehaal is, sonder sukses. Hy hou nietemin vol. Whatever! Dit staan so in die kontrak dat meneer Stein nie vir agterstallige gelde wat aan die munisipaliteit toekom aanspreeklik sal wees nie. Dit is nou soos die elektrisiteit, die water, die vullisverwydering en die erfbelasting. Wat? Erfbelasting, vullisverwydering en water ook. Elzaan hap borrels van skok. Ek dog hier is boorgatwater. Juffrou Weppener, terwyl jy dit nou noem, kan ek net sowel vir jou sê, die boorgat se pomp het ook uitgebrand. Dit het iets te doen met die watertafel wat gesak het. Ek ken gelukkige ou wat dit vir jou sal kom uitsorteer teen 'n baie billike fooi. Dan glimlag hy weer breed, asof hy haar dag met die volgende woorde gaan maak. Volg my, dat ek jou winskoop vir jou kan gaan wys. Winskoop, dit is waarskynlik die enigste ding wat amper waar is, besef Elzaan, toe sy die kar se flikkerlig aansit om agter die BMW op die teerpad te draai. Nêrens in Johannesburg sal 'n verkoper so 'n lae aanbod op 'n 5 slaapkamerhuis aanvaar nie. Sy gaan spaar.
Sy gaan fiks word deur winkels toe te stap, sy gaan meer leef, selfs haar afsprake, as daar iewers pasiënte aankom, so skeduleer, dat sy meer tyd vir haarself kan hê. Natuurlik sal haar afsprake kom, glo sy, hoop sy, positiewe denke. Elzaan dwing haarself om te glimlag, terwyl sy met haar stampvol gelaaide kar agter Bason aanry. Sy wil verseker haar voete in haar nuwe yskas vind, voordat die donkere en dalk nog reën op haar toesak. Dalk 'n kers of lampie of 2 in die dorp gaan koop, aangesien haar eerste nag mos sonder krag gaan wees. Net voor Bason by 'n straat indraai, hou hy eers weer stil, klim uit en kom haastig nader gedraf. Ek wil jou net herinner aan die wyse woorde, toe ons die saak per e-posse bespreek het. 'n Goeie besigheidsbesluit, wanneer jy 'n eiendom belê, is om die seeroog in die straat te koop. Dan koop mense baie meer huis en groot grond teen die beste prys. 'n Weggee prys. Hy stap weer na sy kar toe terug. Was dit 'n bedekte waarskuwing? Wonder Elzaan besonder bekommerd, toe Bason stadig wagtrek. Dit voel nie soos trooswoorde nie, dit voel soos die stoffie voor 'n warrelwind jou tref, of 'n orkaan. 500 meter verder hou die man voor 'n ramptoneel stil. Hy klim uit en maak 'n windskewe plaashek oop. Ag, liewe vadertjie, bid sy en laat sak haar uit. Asseblief laat dit nie hierdie plek wees nie. Laat die man net 'n grap maak. Haar wens word deur die yswind wat inglip opgeraap en weggewaai. Dit is die plek. Sy moes gebid het voordat sy haar handtekening op papier gesit het. Die agent stap deur die hek en sukkel daarna 'n bouvalse lendelam waanhuisdeur oop om 'n lang, maar donker tonnel te ontbloot. Die advertensie het gelees, dubbel garage. Dit is 'n dubbel garage as jy 2 karre agter mekaar in 'n lang, smal ruimte wil parkeer. Elzaan se mond hang oop van skok. Sy sukkel om haar kaak weer toe te skarneer. Daarom slaan sy 'n hand oor haar mond. Haar bene is te lam om die brandstofpedaal te trap om in te ry. Dit sit meneer die agent glad nie af nie. Hy beduie, parkeer in die garage. Jy het soveel goed in jou kar. In die garage sal dit veilig wees totdat jy môre kan aflaai, want jy gaan dit sekerlik nie vanaand in die donker doen nie. Wanneer kom die res van jou trek? Môre teen 2 uur. Dit is 'n deeltrek. Dit stop eers in Middelburg en daarna bring hulle my goed. Uiteindelik ry sy in en maak haarself klein om in die noute tussen die muur en die kar uit te klim. Met 'n windbreker baadjie in haar hand skuifel sy skuins soos 'n krab uit. Die agent lyk vreeslik verbaas toe sy die waanhuisdeure wat hy toegedruk het, op 'n skreef oopkry, haarself maar maak en net uitkom. Hoekom kom jy die kant uit? Daar is 'n sydeur, links voor. Hy probeer om die 2 deure weer toe te maak, te vergeefs. Ag, nee, nou kan dit nie weer toe nie. Hoe het jy dit reg gekry? Ek weet nie, het ek iets reg gekry? Wonder sy nog steeds in diepe skok. Nee, jy het iets verkeerd gemaak. Ek dink jy het een van die ou skarniere laat breek met jou geruk en plikkery. Met geweld kan mens jou vinger in jou neus ook afbreek, jy weet. Ek het nie geweld gebruik nie, ek wou net by die deur uitkom. Is dit miskien my skuld dat die blessedste skarniere deurgeroes is? Elzaan trek die baadjie aan, maar bibber steeds van die koue. Nee, die roes is nie jou skuld nie, maar nou is dit jou probleem. Hanteer alles in die toekoms versigtig. Die huis is immers ouer as jy. Die agent skud sy kop. Net 'n voorstel, as jou trek eers môre kom, gaan oornag liewers vanaand in die gastehuis langsaan. Stap saam
dan stel ek jou aan die eienaar Rikus Fourie voor. Gastehuis. Is hier 'n gastehuis langsaan? Dit is dan presies wat sy beplan, 'n gastehuis om haar arbeidsterapie praktyk met 'n oornagverblyf en kunshawe te kombineer, en die agent weet dit. Hier is 2 gastehuise in die straat, nog een so 'n blok verder aan, kondig die man trots aan, asof dit die beste nuus op aarde moet wees. Hier is baie plekke waar jou pasiënte kan tuis gaan, totdat jy die huis leefbaar gemaak het. Hier is heel wat werk om te doen. Jy sal beslis nie van die begin af mense in jou plek kan ontvang nie. Om die waarheid te sê, as ek jy is, sal ek vir 'n week of langer by Claire's kaja gaan oornag. Elzaan se skouers trek skoon styf. Sy sal haar nie deur 'n skurk en weerhouer van belangrike inligting laat voorskryf nie. Natuurlik gaan ek in my eie plek slaap. Daarvoor het ek 'n opblaasmatras en 'n duvet stopkombers saamgebring. In plaas daarvan dat die kyk wat sy omgee die glimlag van sy bakkies afvee, bars hy sowaar uit van die lag. Hy wil weet, net 1 of 2? Net 1 of 2 wat? Duvet en donskomberse? Dit is 'n bietjie min vir die Hoëveld winter. Nee, jy sal maar langsaan by jou buurman moet gaan slaap. Ek het al self daar oornag wanneer my vrou my uitsmyt. Iets wat nogal gereeld gebeur. Hy knipoog. Sy moet maar self besluit of hy 'n grap maak of dodelik ernstig is. Daarna snuif hy die lug. En as Rikus Fourie curry maak, draai elke maag in die omgewing daarvan. Hy mag maar by sy Indiese chommies daar in Natal gaan kers opsteek. Daar hang inderdaad 'n hemelse curryreuk in die lug, wat Elzaan laat besef hoe lanklaas sy geëet het. Sy kan beslis sterf van die honger, maar dit hoef meneer agent nie te weet nie. Sy prewel deur stywe lippe. Nee, dankie, ek is nie van plan om vanaand of in die volgende 50 jaar by my buurman te gaan slaap nie. Famous last words, kochel hy. Ekskuus, meneer Basson. Kom, juffrou Weppener, ek wys jou die huis binne. Die man werk ongeveer 30 sleutels aan 'n bos, en toe kies hy 'n juiltipe. Dit pas nie, hy probeer nog een, en toe sommer die meeste van die ander sleutels met ander etikette aan ook, al stem die adresse daarop nie by die een oor een nie. Domps, vloek hy, terwyl hy sukkel. Lyk my iets het met die slot ook gebeur. Toe daar uiteindelik 'n sleutel is wat pas, breek dit stomp in die gleuf af, onder die kerel se entoesiasme. Draai die knop, stel Elzaan voor. En dan, vra hy, dan gaan die deur dalk oop. Sy druk by hom verby, en se waar, toe sy die swart aangeslaande koperknop draai, gly die deur oop. Shit, ek moes dit seker in die eerste plek probeer het, brom die man, asof het logies is, dat voordeure nie gesluit word nie, jy kan het mos net oopmaak. Wel, nou sal jy 'n nuwe slot vir hier ook moet koop. Ek sal reël, dat die slotmaker môre saam met die skrynwerker kom, en die ou van die pomp. 2 manne is genoeg vir een dag, dankie, vlieg Elzaan hom in. Los die pompman en die buurman dan eers vir 'n ander geleentheid. Basson sukkel om sy gesig reguit te hou, maar hy besef waarskynlik as hy nou lag, gaan hy pyn. Goed so, op jou aandrang, maar dankie tog dat die plek nou weer bewoon gaan word. Die rondlopers kom al te gou agter as 'n huis leeg staan, en dan trek hulle in. Daar is darm 'n grendel en 'n ketting aan die binnekant om jou vanaand veilig te hou. Ja, as 'n plek vir soveel maande leeg staan, het die boemelaars en brekers seker al 'n lekker slaap bladsy op Facebook daarvoor geskep, laat Elzaan sarkasties hoor. Dink jy hulle is ook op Facebook? Die man oorweeg dit so waar. Ja man, almal is op Facebook, blaker sy hom. Ok, stap asseblief nou in,
wil jy nie jou plek van naderby sien nie? Binne in die huis begin die agent heuning smeer. Ek kan nie wag om te sien hoe 'n suksesvolle kunstenaar en besigheidspersoon soos jy self hierdie plek gaan regruk nie. Elzaan draai geskok na hom. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar wat ek hier sien, lyk glad nie soos die huis op die fotos nie. O nee, dis beslis die huis. Dink jy ek sal so oneties wees om ander fotos te gebruik? Daarvoor is my loopbaan as eiendomsagent te belangrik. Wat 'n mens wel doen, is om die meer positiewe aspekte van 'n eiendom uit te lig en op die webbladsy te plaas. Iets wat hy beslis gedoen het. Hy lig ook nou die beter aspekte hieruit. Kyk net jou groot sit- en eetkamer, soos wat ek in die skrywes gemeld het. Die ontvangslokaal waar jou pasiënte kan wag om jou te sien. Ek sien 'n lae koffietafel met inkleurpotlode, legkaarte en verf in daardie hoek. Wel, ek sien net 'n vuil vakhok mat en 2 stikkende ruite in daai einste hoek. Val sy om in die rede. Is dit waar die ou eetkamer was? Eetlokaal, ja, oordryf hy en wys. Daarvandaan stap jy na die saal van 'n kombuis toe. Kyk jou wonderlike kaggel. Maak net seker die skoorsteen is oop voordat jy begin vuur maak. Hoekom sal dit toe wees? Het Kersvader verlede jaar op ou Kersaand daarin vasgeval en is nooit weer gesien na die tyd nie. Probeer jy snaak wees, juffrou Weppner? Wil hy verontwaardig wees? Glad nie, maar iets stink hier binne. Die man snuif die lig en erken. Nou nie juis roospotpourri nie, nee. Die matte het waarskynlik nat geword, kort te skoon maak, en dit lyk my die dak lek so van daai kant. Die dak lek nie net bekkie nie, die gevlekte plafon hang skoon bak, die ding is vodde. Basson se entoesiasme ken egter geen perke nie. Hy loop so vinnig vooruit, hy praat nou al vanuit die kombuis. Jy besef natuurlik dat huiseienaars in Mpumalanga nie verplig is om 'n stoof vir jou te los nie. Elzaan volg traag. Ek het nie geweet nie, maar ek het toevallig na nuwe gasstowe gekyk op Takealot. Wat van die kaste? Maar hier is kaste. Sy arms bedui rond en bond. Sien sy dit dan nie? Sonder deure. Daar was kasdeure op jou fotos. Inderdaad. Nou weet jy ook ver van jou goed, naby jou skade. Die plakkers het dit sweerlik waar intussen gebruik om vuur mee te maak. Hy wys aan die stene en as in die middel van die kombuisvloer. Selfs hy is nou verstaam oor sulke vandalisme. Kan jy dit oorvertel? Nee, nie eintlik nie. Elzaan se trane lê vlak. Basson sien so waar alweer die silwer randjie rondom haar pikswart wolk raak met sy opmerking. Weet jy wat? Dit was sulke lelike vuil houtkasdeure. Daai goed was beslis nie jou smaak nie. Dit is mos die een ding wat julle jong mense altyd eerste vervang. Kombuiskaste en deure. Wel, dit was veel later eers op my lysie, wanneer die res van my huis skoongemaak en herstel is. Glo my, 'n nuwe kombuis is nie deel van my begroting nie. Ek sou die kasdeure geverf het. Ag, hou op om so krities te kyk na 'n plek wat jy voetstoots bekom het vir 'n appel en 'n ei. Daai soort geld betaal nie eens 'n dop met 'n dak op teen vandag se pryse nie. Stadig maar seker begin Basson om hom vir haar te wip. En jy noem jouself 'n arbeidsterapeut. Skaam jy? Hoe doen jy jou werk? Hoe motiveer jy mense om weer lus te wees vir die lewe, as jy self so negatiewe mens is? Ja, hoe, wonder sy, en stap agter hom aan, gang af. Hoe kan 'n mens beter voel as jy pas agtergekom het, dat jy al jou geld in die water gegooi het? Nee, in die water nie, in die oseaan. 5 slaapkamers, 4 wat noord kyk en 1 suid, 2 badkamers, aparte toilet. Die kamers is regtig baie ruim,
moet sy toegee. Sien, roep die agent ingenome uit, verbeel hom seker dat hy daarin geslaag het, om haar uit 'n gat van donker depressie te laat ontsnap. Wag tot jy jou hoofslaapkamer gesien het, dit is nou vir jou 'n saal. As jy dit steeds oorweeg om 'n derde badkamer iewers te bou, sal die aantrekkamer daar heeltemal geskik wees. Sy sien, maar toe sy nie dadelik daarop reageer nie, stap Basson terug na die gang toe. Dan groet ek maar eers, geniet jou nuwe plek. Hy waai met die hand en spring weg om die misdaad toneel op 'n drafstap te verlaat. Elzaan sit hom agterna. Nie so vinnig nie. Sy is daarom nie heeltemal oningelig nie. Ek het 7 dae. Hulle noem dit die afkoelperiode. Ek is nie gelukkig met my koop nie. Ek gaan kop uittrek. Jy sal van my prokureer hoor. Haar pa, die keer. Dit sal so goed wees of die duiwel self haal vir Basson en daai meneer Stein, wat agter sy ouderdom in 'n versorgingseenheid probeer skuil. As hierdie plek haar vanaand 'n maagpyn gee, sal sy sorg dat Basson vir ten minste 'n week lank aan slegte spysvertering en diarree ly. Maar hy lyk nie eens bekommerd nie. Die kontrak sê voetstoots en vat van ou Steintjie in die aftreeoord. Sies man, om 'n ou man so te wil vergat, is dit wat 'n mens dit noem. Dit wat jy waarskynlik met al jou kopers doen. Jy het my mislei, my vergat. Al het ek miskien die plek voetstoots gekoop, bestaan daar steeds iets soos 'n afkoelproses in die reg. Sy was nog nooit op haar bek geval nie. Haar ouers het altyd gesê dat Elzaan en haar broer Benny in hulle voetspore moet volg en ook prokureurs word. Maar nee, dankie, het hulle albei gevoel. Dit het altyd geklink asof daar enige oomblik oorlog in die huis kon uitbreek. Pa en ma het sake luidkeels beredeneer en tot op die been oopgekloof met harde woorde. Vir 2 klein kindertjies was dit skrikwekkend. In die tweeling se tienerjare het hulle dit as banaal begin afmaak. Na hulle mondigwording het hulle saam besluit dat die 2 ou mense eenvoudig, enigmaties en belaglik is en begin rondkyk vir 'n ander blyplek. Hulle vriende het egter gedink dat die Weppeners 'n baie interessante gesin is en graag daar kom kuier. Intussen kon sy en Benny met moeite daarin slaag om vir hulle ouers lief te bly. Al het sy soms aan hulle liefde vir hulle kinders getwyfel. Tog het hulle veilig en beskut gevoel. Maar dieselfde loopbaankeuse as haar ouers maak? Nooit. Benny het syfers as loopbaan gekies. Sy redenasie was dat syfers nie terugpraat nie. Syfers verdraai nie die waarheid om iemand se bas te red nie en syfers bly binne die klankgrens. Elzaan het besluit om eerder mense te help as om met hulle te stry. Mense wat weet van seer kry en swaar kry. Mense wat in huise met dinamiese, dog eienaardige ouers, soos sy en Benny groot geword het, en as gevolg daarvan gebuk gaan onder verskeie komplekse. Sy verstaan ander mense se leed, arbeidsterapie, maar dit beteken nie dat sy gaan toelaat dat iemand oor haar loop nie. Vir eenmaal in haar lewe is sy dankbaar dat haar ouers woordsoldate is. Sy gaan haar pa opkommandeer om hierdie oorlog namens haar te voer. Maar Basson is haar een voor. Jou afkoeltydperk het al 3 weke gelede verstryk. Kan ek nou daarvoor help, dat jy iets koop en eers 'n maand later kom kyk wat dit was? My voorstel is, as jy die plek regtig so baie haat, maak die ding reg en verkoop weer. Maar jy gaan lank soek om iemand te kry wat dieselfde geld uithaal as wat jy gedoen het. 'n oomblik styer Elzaan in haar spore. Hy is waarskynlik reg. Dan kry sy weer lewe en haal hom by die kusyn van die slotlose voordeur in. Basson staan gereed om die plank van buite af toe te moer as sy dit waag om haar vuiste te bal. Sy moet haarself inhou om dit nie te doen nie. Hy keer. Jy sal nie die eerste koper van 'n huis wees wat koue voete kry nie. Wag tot die son môre skyn, dan sal jy sien hoeveel potensiaal die plek eintlik het. Sy huiwer 'n oomblik. Dalk het die man 'n punt daar beet.
maar vereers het sy hulp nodig om vanaand te oorleef. Elke greintjie mens weet in haar dit egter om te vra. Meneer Basson, sal jy my asseblief help? Ek het ander, meer dringende probleme. Elektrisiteit, lig en kos. Ek het my mikrogolfoond gebring om 'n bakkie gevriesde Woolworth kos warm te maak. Ek is regtig honger. Verflaks moet die blerrie beerman hier langsaan nog bydra tot haar pyn met die reuk van sy heerlike curry. Basson, hens op. Hier is nie 'n Woolworth naby nie. Ek weet, ek sê mos, ek het die kos saamgebring van Johannesburg af. Gevriesde kos in 'n koelhouer. My groter probleem is die afwesigheid van elektrisiteit om dit warm te maak. Is hier 'n plek waar ek gaar kos kan gaan koop of selfs net 'n brood? Ek sê mos, Klerk Kaya, net hier langsaan. Ek kan met Rikus reël. Ek wil daardie man se naam nooit weer in my lewe hoor nie. OK in die dorp, maar dit sal beter wees as jy ry. Moenie probeer loop nie. Het ek 'n keuse? My kar sit in die garage vas. So gaan jy my help om by die winkel te kom, of gaan jy my verder in die vergatlikheid los? OK, Abdul verkoop brood en vis en chips. Sy winkel is in die aande tot so 6 uur oop. Ek het vanoggend gesien dat hy 'n hele klomp alfaatjies ingekry het. Dit is dalk iets anders wat jou probleem tydelik kan oplos. En alfaatjies is wat? Vra sy. Dit is 1 plaat gasstoofies. Ek sal jou gou vat. Dankie meneer Basson. Ek kry gou my handsak. Word vervolg.